Ons begin vanmôre met 'n reeks, die misterie. En die eerste deel van die reeks is dis Christus in jou en dis dalk 'n boodskap wat jy baie gehoor het al, maar vanmôre wil ons verby die teorie daarvan gaan en by die praktyk probeer om daarby uit te kom. En wanneer ons praat oor 'n misterie, dan wil ek vanmôre sê dis nie 'n misterie van 'n afwesigheid van betekenis nie. Dis nie hierdie misterie en daar's geen betekenis aan nie. Maar wanneer ons oor hierdie misterie praat van Christus in ons, dan sit oor die teenwoordigheid van Christus wat baie meer betekenis het as wat ek en jy begryp. En ons wil daardie misterie van wat ons begryp, wat ons verstaan van Christus in jou, wil ons vanmôre probeer aanspreek. Die vers wat ons baie keer gebruik wanneer ons oor hierdie misterie praat, en ek doen dit nou uit 'n ander vertaling uit. Hy sê, dit is die geheimenis, die misterie, wat vir eeue en geslagte lank verborge was, wat nou geopenbaar is aan die wat aan hom behoort. Met ander woorde, hierdie is nie 'n ding wat 'n teorie of 'n ver ding is nie, dis geopenbaar. Dis 'n geopenbaarde werklikheid wat ek en jy kan beleef en wat ek en jy kan uitleef, en vanmôre gaan ons dan meer daaroor sê. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk, heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Daar's 'n groot stuk guns daaraan verbonde, daar's 'n blessing daaraan verbonde vir elkeen wat dit glo. En die inhoud daarvan is Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Nou klink dit so 'n ding, want ons in die kerk, as ek vanmôre vir jou sê Christus leef in jou, dan sê die charismate amen en die gereformeerdes knippe oog, en ons stem almal op 'n manier saam dat ons sê Christus is in jou. Maar die tragedie van die hele saak is dat ons nie die volheid van die implikasie daarvan in ons lewens beleef nie. Ons leef dit nie. Ons praat baie oor die teorie daarvan. Hy gaan verder en sê vir ons Paulus, hy sê, hom verkondig ons deurdat ons aan alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus mag bring. Geestelike volwassenheid is in baie kerke 'n buzzword. In baie kerke is geestelike volwassenheid, jy het 'n klomp goed gewen in jou lewe. Jy het 'n klomp reëls begin nakom in jou lewe. Jy lees soveel Bybel, jy bid soveel. Vir my, toe ek jong teologiese student was, het ek gedink as ek net eendag soos een van my proffies kan wees. Daai ouens, dit klink of hulle die heel dag bid. Jy weet, hulle klink so heilig. Hulle doen nooit sonde nie. Hulle het nie eers een gedagte nie, jy weet. Ek het gedink dis geestelike volwassenheid, en baie van ons dink dis geestelike volwassenheid. Die skrif leer ons hier dat wanneer jy verstaan dat Christus in jou is, bereik jy geestelike volwassenheid. En as jy verstaan wat die implikasie daarvan is, dan sal jy verstaan hoe dit manifesteer of werk in jou lewens. En dan sê Paulus, daarvoor span ek my en ook in en beywer ek my met die krag wat hy my gee, wat kragtig in my werk. Ons praat te veel oor hierdie wonder van Christus in jou, asof dit 'n teorie is of as iets abstrakt daar ver buite onsself is. Dit is so erg dat ek dink die werklikheid daarvan, dat die implikasie, daar kan iets in my lewe gebeur, daar gebeur iets in my lewe, dat ons dit nie eens raak sien nie. Ons besef nie wat die potensiaal is van wat ons vanmôre sê ons glo nie. Paulus kom in Korintiërs, in 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20, gaan vra hierdie vraag. Hy sê, of verstaan julle dan nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle woon en deur God aan julle gegee is nie. Julle behoort nie aan julleself nie, want julle is teen 'n dierprys gekoop. Hy sê, verstaan jy nie, jou lyf, jou liggaam is 'n tempel. So dit het 3 waarhede wat dit vir ons inhou, ons gaan bietjie daarby stil staan. Nommer 1 is, die waarheid is, dat jou lyf is God se blyplek. Daar waar hy woon is waar jy is. Hy woon binne in jou. Een van die Engelse parafrases sê, he set up housekeeping. Hy kom blyplek maak by my. Dit klink vir my so cool. En dan sê hy, jy behoort nie aan jouself nie. En ons dink nog steeds, ons behoort aan onsself, en ons leef asof ons aan onsself behoort. Ons leef nie meer uit onsself nie. Ons behoort aan God. Hy het 'n prys vir ons betaal. Dis weer een van daai klisjées. Ek wens ek kan hierdie goed uit ons breine uithaal. En dan 'n derde plek, hy sê, hy het 'n prys vir jou betaal. Hy het vir jou 'n enorme prys betaal, en hierdie enorme prys het 'n enorme implikasie in my en jou lewe. Kom ek maak dit vir jou prakties, kom ons begin by die verpunt. Nommer 1 is, jy kan dus nie kerk toe gaan nie.
Jy is die kerk. Jy sien, ons het hierdie ding van ons moet kerk toe gaan. En ons verstaan dit nie, want God het ons sy blyplek gemaak. Hy is die plek. Onthou Kolossense 2, ek gaan vanoggend 'n paar keer daarna verwys, was daar beelde. Die tempel was 'n beeld van dit wat sou kom. Die tempel was 'n plek waar God teenwoordig was en jy moes soontoe gaan. Nou het dit gekom, dit het gebeur en hy het dit vir ons geopenbaar vir elkeen wat glo Christus is in jou, jy sy tempel. So as jy sy tempel is, maak hoe jy lewe saak. En as ek nou sê hoe jy lewe maak saak, dan is dit amper half asof party mense condemnation hoor. O, nou moet ek watch hoe ek leef. Nou moet ek ophou dit doen en ek moet dit regkry en ek moet dat regkry. Dis andersom. Hoe ek nou lewe, gaan gedryf word deur genade. En ek word sy kerk, ek word sy blyplek, ek word sy tempel waarin en deur hy werk en waar hy ontmoeting plaasvind. En sy gees en sy genade werk in my en ek as kerk en jy as kerk wat buite beweeg, ek en jy dra die wonder van die boodskap wat jy deur genade het. En dat jy gered is. Ek en jy dra daai boodskap. En ons het hierdie prentjie dat hier's iets fout. Jy weet, hoe kan Christus in my wees en wat 'n implikasie kan dit in my lewe wees en hoe gaan dit werk en hoe gaan ek dit toepas in my lewe? Maar wat ons nie verstaan nie is dit was God se plan nog voor die sondeval gewees. God se plan van die begin af was dat ek en jy en hy connected met hom sal lewe. Dat ek en jy vanuit hom sal lewe, dat ons van hom afhanklik sal wees, dat ons deur hom gelei en begelei sal word en dat hy vir ons rigting sal bepaal. En toe kies die mens om onafhanklik van hom te wees en van die boom van kennis van goed en kwaad eet, sodat die mens sy eie keuses kan maak en sy eie pad kan bepaal. Maar God het gesê ek gaan dit herstel. Met ander woorde, daar het 'n proses of daar dinge gebeur wat hierdie verhouding tussen ons en hom herstel het. Mense verstaan nie en dan sê hulle, hoe kan dit van die begin af wees? Efesiërs 1 vers 4 sê dit vir ons duidelik. Deur wat Christus gedoen het, het God ons uitgekies. God het ons nie uitgekies deur wat ons gedoen het nie. OK? God het jou nie uitgekies omdat jy in 'n sekere familie, in 'n sekere kerkgenootskap gebore is nie. God het ons uitgekies deur wat Christus gedoen het. En as jy glo wat Christus gedoen het, word jy deel daarvan, omdat hy ons liefhet. Omdat hy ons liefhet. Ons het dit vanmôre gesing. Ons sing van hierdie goeie God wat vir ons ontsettend liefhet, wat jou vanmôre omhels en hy sê, deurdat wat ek gedoen het, kan jy in hierdie verhouding staan en kan jy vanuit hierdie verhouding uitleef. Hy sê al voor die wêreld gemaak is, het ons uitgekies om sonder foute, luister mooi, sonder foute, net syne te wees. Ons is gekies om geregverdig deur die bloed van Jesus, vry van veroordeling, vry van die mag van sonde, sy kinders te wees en in hierdie connectedness 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week te loop. Dit is wat dit beteken, Christ in me. Deur wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Hy het dit gedoen omdat dit is hoe hy dit wou hê. Hy het dit gedoen omdat dit is hoe hy dit wou hê. Hy wil vandag in hierdie intense, intieme verhouding met jou staan. Ek weet ek het dit al gedoen hier, maar ek weet almal sien dit nie altyd nie en ek wil vanmôre dit weer vir jou verduidelik. Dit is belangrik dat jy sal verstaan wat gebeur met wedergeboorte, dat jy sal verstaan wat beteken Christus in jou. Die skrif sê vir ons in Romeine 5 en Romeine 6, hy sê deur die een mens se sonde, deur Adam se sonde, het daar sonde in die mensdom ingekom. Is julle almal gemaklik daarmee? En as gevolg daarvan is daar 'n nuwe natuur, daar's 'n nuwe natuur in die mens, 'n sondige natuur is binne in die mens. Jy hoef nie jou kind te leer om stout te wees nie. Daar's net iets wat in hulle invaar en hulle doen het, en party van julle sukkel nou nog daarmee in jouself, jy weet. Ek praat vanoggend met 'n ou oor sonde en oor stout wees. Hy sê ja, hy ken iemand wat se ma hulle sommer in die oggend al die kinders gou-gou deurgedraf het en gesê het julle gaan vandag stout wees julle bokkers, jy weet dan. Gee hulle sommer vooraf pak. Ek dink ek was 'n kandidaat soms daarvoor gewees.
Nee, ons is in 'n sondige natuur. Hy sê en dan deur hierdie sondige ding wat gebeur het, is ons in 'n verkeerde geslag, 'n geslag van gebrokenheid ingebore en as jy hier is jy 'n sondaar, is jy verlore. Jou natuur is sonde en die geslag waarin is jy sonde. Nou sê die Bybel vir ons in Handelinge 2, hy sê jy moet weer gebore word. Jy moet uit hierdie geslag uitkom en om uit hierdie geslag uit te gaan, moet iemand sterf. Jy moet sterf. Maar die prys vir die sterf het Christus betaal, want God het lank voor die sondeval al besluit dat hy jou syne wil hê en dat Jesus in jou plek gaan sterf. So Jesus het hierdie prys betaal dat ons wedergebore kan word, uit hierdie geslag uitgebore kan word in 'n nuwe geslag in. Wat maak ons? Ons bely dat ons 'n verlosser nodig het, ons het Jesus Christus nodig, dan kom hy en hy haal ons uit hierdie verkeerde geslag uit, sê die woord van die Here vir ons, en hy kom woon binne in ons. Weet jy dan nie dat jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, en dan kom woon jou verlosser binne in jou. Dis 'n maklike konsep vir ons om op amen te sê. Daar's nie 'n teoloog wat met my hieroor gaan verskil nie, want ek meen dit is so maklik om dit te verstaan en om dit te sê. Nou sê hy, hierdie is 'n verborgenheid wat ek aan gelowiges openbaar. Christus in jou is jou hoop. Die wonder van die evangelie vat ons verder. Hy sê Christus is nie net in jou nie. Hy sê saam met jy is saam in Christus en saam met Christus, sê hy volgens Efesiërs, is jy in God verborge. Jy's in God verborge. Het jy gesien ek maak dit toe? Dis hoe jy lyk na wedergebore. Na wedergeboorte is jou gees, wat die beeld van God is, weergebore. Ek is in 'n nuwe geslag. Ek is nie in die geslagslyn. Hy sê jy's nie wedergebore deur verganklike saad nie, maar deur die onverganklike saad van Jesus Christus. Omdat Christus in jou is. Luister nou mooi, dis waarheen ek wil gaan vanmôre. Omdat Christus in jou is, het jy alles wat God in jou wou hê, reeds gedeponeer, reeds gebore. Jy ontvang nie Christus in stukkies nie. Wedergeboorte is 'n eenmalige wonder wat God doen en hy herstel jou gees in een oomblik na die beeld van God. Jou sielsmens, jou denke, jou wil en jou emosies. Dit moet ons in kennis bring van wie ons is in Christus. Want vir jare lank het jy gehoor jy's 'n stouter. Vir jare lank hoor jy maak dit nie. Vir jare lank hoor jy's nie goed genoeg nie. En ek en jy moet verstaan, nou leef ons vanuit 'n afgehandelde werk. Die kerkwêreld het dit verkeerdelik in my opinie omgedraai vir jare. Ons moet 'n werk afhandel hier op aarde. Ons klim op hierdie treadmill van werke. Ons moet 'n klomp goed regkry. Ons moet sonde hanteer. Is dit my en jou taak om sonde te hanteer? Glad nie. Dit is gehanteer deur die bloed van Christus. Hy het die prys betaal sodat ek en jy sy kinders kan wees. Hy sê hy het afgereken, het ons vir jou 2 weke terug geleer, hy het afgereken met sonde se mag oor ons. So ons issue is nie om sonde te wen in die lewe nie. Ons issue is om te begin verstaan wie en wat ons is in Christus en sy werk deur ons lewens te laat begin plaasvind. Ons werk vanuit 'n afgehandelde werk. Dis die wonder daarvan. Hier is in jy in 'n afgehandelde werk en dan begin ons te loop en ons leer wat is hierdie afgehandelde werk and we live up to it. Nou moet ek en jy dit word wie ons reeds is en dis 'n moeilike begrip om oor te dra want die oomblik as ek sê word, dan dink jy aan werke. Dan dink jy ek moet 'n lysie maak. Weet jy wat gebeur? Elke keer wanneer ek met myself struggle en ek struggle met tye met myself. Julle sukkel nie, ek sukkel. En wanneer ek met myself sukkel, raak ek moeg. Dan raak ek gefrustreerd want ek kry dit nie reg altyd om altyd vriendelik te wees nie. Ek kry dit nie reg om altyd compassion te hê nie. Ek kry dit nie reg om altyd nie my meer te verloor nie. Ek kry dit nie reg nie. En dan sit hierdie boos, dan raak ek geïrriteerd met alles en almal en ek raak geïrriteerd met alles. Kom ons noem dit eerder, jy moet opgroei dan seker maar na wie jy is. Filippense 2 vers 12. Hy sê deur 'n leefstyl wat vol ontsag en eerbied vir God is, moet julle wys dat julle gered is. Hy sê nie jy moet wys dat jy gered is deur alles 100% reg te doen nie. Deur hierdie wette en reëls na te kom nie.
Hy sê deur te wys dat jy van God afhanklik is. Hy sê deurdat jy ontzag en eerbied vir God het, moet jy wys dat jy gered is. En jy gaan nou die geheim sien, want hierdie goed werk deur, dat al hierdie ander goed gaan begin verander. Dis mos God wat julle gewillig maak om te doen waarvan hy hou. Dis God wat in jou hart werk. Dis God wat deur sy gees, mense soek sy stem, jy hoor sy stem, dis sy gees wat vir jou sê, stap hierdie pad, vermy daai pad, los daai ding. Dis sy gees wat dit vir jou sê. Dis God wat in jou werk. Hy maak jou gewillig om te doen waarvan hy hou. Dis nie 'n veroordelende ding van jy mag nie, los daai ding. As ek hierdie ding vir jou sê die hele tyd, los hierdie ding, hou ek jou bewus hiervan en ek beroof jou hiervan. Kyk die verhouding. En ons kies om ons energie hier te plaas. Hy sê dis God wat jou gewillig maak om te doen waarvan hy hou en hy gee jou ook die vermoë om te kan doen. Dis amazing. Nee, jy moet iets in jou eie effort doen. Nee, dis God wat my gewillig maak. Dis God wat vir my sê, loop hierdie pad. Dan sê ek ja, ek span my in, ja. Dan sê hy, okay, hier's my gees, doen dit. Ek help jou. Jy sien, dit is heeltemal 'n ander ding. Dis hierdie stryd wat mense stry om heilig te wees, is verby. Nie skielik word ek heilig want ek is heilig, want die Heilige Gees werk heiligheid binne in my. Ek hoop ek kom deur. Dan skryf Paulus die laaste deel daarvan. Hy sê doen alles sonder om te kla. Hier is die uitdaging. Dis die uitdaging. Ek en jy het altyd 'n storie. Ons het 'n storie. Teoloë het vanmôre as hulle hierdie preek hoor, sal 'n storie hê en hulle sal weer vir my aanvat op dit en hulle gaan vir my vra om asseblief om 'n tafel met hulle te kom sit, maar dit kan nie so werk nie. Hy sê dis eintlik eenvoudig. Hier is die misterie. Ek breek vanmôre vir jou misterie oop. Christus leef in jou. Hy werk in jou om te wil en dan help hy jou om dit te doen. En hy werk sy gees binne in jou sodat jy kan doen wat hom happy maak en hy help jou om hom happy te maak. Hoe klink dit vir genade? Enigiets anders as dit is nie genade nie. Hy sê be energetic. Hoor wat sê hy in die Engelse vertaling? Hy sê be energetic in your life of salvation. Hy sê reverent and sensitive before God. That energy is God's energy. It's God's energy. Luister, wie se energie is dit? It's God's energy. An energy deep within you. God himself willing and working at what will give him the most pleasure. Man, hierdie teksvers het my hart gegryp toe ek dit raak lees. Dis sy energie wat hier binne in my werk. Nou kom ek uit hierdie hele religious nonsens van ek het 'n klomp goed wat ek moet regkry. Ek verstaan vanmôre hierdie wonder, hierdie misterie is, dis sy energie. En is nie uitputbare energie nie. En dis onophoudelike energie wat werk al dink ek en jy dit werk nie. En hy hou aan om te werk en it's God himself willing and working at what will give him the most pleasure. So God werk binne in jou om te doen wat hom laat smile oor jou lewe. Ek hoef hom nie te laat smile nie. Hy help my om hom te laat smile. Dis bevrydend. Nou hoe werk dit? Ek dink die belangrikste ding wat ons vanmôre moet verstaan, dis 'n werk van binne en nie van buite nie. Vir jare het ons hierdie werk na buite. Ons het hierdie ding van ek moet daai ding wen en ek moet dit doen en ek moet soveel keer kerk toe gaan en ek moet soveel keer bid en ek moet en niks van daai goeds verkeerd nie, hoor my. Maar hoor vanmôre, dis nie 'n werk van buite nie, dis 'n werk van binne. Dis hy wat binne in jou werk, dis hy wat jou help om hom happy te maak. That's why we call it amazing grace. Jy word afhanklik van hom wat binne in jou is. Jy word afhanklik van hom wat binne in jou werk. Dis die Heilige Gees wat binne in jou praat. Dis die Heilige Gees wat in jou werk. En hier's die punt, ek en jy moet intentioneel bewus word van Christus is in my. Met ander woorde, ek en jy moet vir onsself merkers kry.
Aan die ander woorde, ek en Janet moet mekaar help, en as ek sien sy struggle met haar eie goed, dan moet ek vir haar sê, luister, onthou, Christus is in jou, en dan sal die Heilige Gees vir haar sê, geniet dit en enjoy en stap, en ek gaan jou help om God happy te maak. Dan sien sy ek struggle, en sê sy vir my, die Heilige Gees in jou, dan ruk ek myself op. Dis wat ons doen. Dis wat ons doen. Word bewus, intentioneel van hom wat binne in jou woon. Jy moet bewus wees van wie woon in jou. Weet jy waarvan wat ek bewus geword toe ek groot geword het? As jy droog maak, is die duiwel op jou skouer. Ouers sê vir hulle kinders, Jesus is dan nie in jou hart nie. Jo. Hy sê, as ek in jou bly, is dit 'n permanente huis. Daar's geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of toekomende dinge wat ons kan skei nie. Hy woon binne in jou. En dan kom sy Gees en hy skep geloof in jou en hy help jou om te doen. Sy Gees skep geloof in jou en hy help jou om te doen. So hierdie moet doen, hierdie moet 'n ding regkry, is iets wat hy werk, is iets wat hy doen, is iets waarmee hy jou help. En jy kom net in die Gees van genade in en jy besef, weet jy wat, ek is in staat om hom happy te maak, omdat hy my krag gee om dit te doen. Mense soek God oral, terwyl dit 'n stem hier binne in hulle is. Hier's vanmôre nie een in hierdie gebou wat nie sy stem hoor nie. Jy hoor sy stem. Hy sê vir jou, gaan die pad, gaan daar, ek is by jou. Hy skep vir jou 'n godsbewustheid, sy Heilige Gees skep vir jou 'n godsbewustheid. Iets wat ons vergeet is ook, dat dit is 'n konstante werk. Dis nie eendag is die Here in my as ek lekker voel en die volgende dag voel ek nie lekker en nou is die Here nie by my nie. Dis wie ek is, my gees is wedergebore. Dis hierdie denke van my wat daarmee sukkel en ek het hierdie konstante koneksie want dit was God se plan voor die skepping, het ek vir u gelees, dat hy met jou connected wil wees en leef. Ek en jy glo in ons wisdom dat God in ons is. Ons verklaar selfs dat Christus in ons lewe is. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, totdat hy die middelpunt van ons bewussyn word, bly dit 'n stryd wat buite jou lê, terwyl dit 'n oorwinning is wat binne in jou lê. Ek en jy moet daai bewustheid kweek. Christ in me, Christ in me, Christ in me. Dit moet 'n bewustheid by jou word, dit moet hierdie werklikheid word, dat hy is by my. Ons moet weet, ons moet leef vanuit die wete, ons is een met hom, ons is een met hom, daar niks kan my skei van hom nie. Nou moet jy verstaan, by wedergeboorte, deur die Heilige Gees word God in ons gebore. Is julle almal okay daarmee? Bybel, skrif, dis normaal. Maar God wil hierdie natuur wat hy reeds in ons gesit het by wedergeboorte, wil hy ons help om te begin leef. Hy het iets in jou gedeponeer by wedergeboorte, wat hy jou wil help om elke dag te begin leef, om in hierdie journey in te gaan. Hy is in ons gebore. 2 Petrus 1 vers 4 sê, deur hierdie selfde krag, het hy sy kosbaarste en allerhoogste beloftes vir ons laat waar word. Dieselfde krag, hy praat van die krag wat Jesus uit die dood opgewek het, hy praat van die krag wat Jesus in ons plaas deur die Heilige Gees. Hy sê deur hierdie selfde krag wil hy sy kosbaarste en allerhoogste beloftes vir ons laat waar word. Die gevolg hiervan is dat jy deel gekry het aan sy goddelike natuur. Die Engelse vertaling vertaal hom bietjie meer korrek. Hy sê you have the mind of Christ. Hy sê in Hebreërs, hy sê hier's 'n nuwe verbond wat ek gee. In hierdie tyd sê hy, sal ek my gees in jou binneste gee en hy sal vir jou sê watter rigting om te gaan. Hy sal vir jou sê wat om te doen. Met ander woorde, I have the mind of Christ. En solank as wat ek die mind of Christ buite myself soek, het ek 'n stryd. Solank as wat ek bewus word, hy is binne in my, ek kan in wisdom die regte besluite neem. Ons is vir jare verkeerd geleer. Ons is geleer dit lê buite jou, jy het hierdie stryd. Dis hierdie stryd, dis hierdie ding wat jy moet doen. As jy genoeg bid, gaan dit gebeur. Dit is goed as jy bid, maar dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan gebeur as jy begin glo wat waar is, wat die woord van God oor jou sê.
Sê saam met my, we have the mind of Christ. Maak dit persoonlik, I have the mind of Christ. Maak 'n verskil, man. Maak 'n verskil om dit te verstaan. Hoor wat sê hy, nou dat hy sê Christus is in jou. Hy sê 2 Petrus 1. Hy sê so het julle vrygekom van die proses van agteruitgang wat as gevolg van die geneigtheid van julle menslike natuur oral alles en almal laat sleg word. Deur wedergeboorte, deurdat sonde se mag oor jou gebreek is, Romeine 6. Het jy vrygekom van hierdie proses wat die geneigtheid het in die menslike natuur, wat alles laat sleg word. Hy sê juis om hierdie rede moet julle alles in julle vermoë doen om te wys dat hierdie beloftes vir julle waar geword het. Wat moet jy doen? Dit klink of hier nou 'n werkding inkom. Hy sê jy moet alles in jou vermoë doen om by dit wat God oor jou gesê het uit te kom. Met ander woorde, as jy dan nou maar 'n bietjie lipstik moet vat en op jou voorkop moet skryf Christ in me, dan doen jy dit. Jy moet alles in jou vermoë doen om by hierdie beloftes uit te kom dat dit vir jou waar geword het. Hy sê dit sal geloof in jou hart meebring en dit sal maak dat jou leefstyl goed is. Hoe meer ek fokus, hy sê nie werke nie, hy sê hoe meer ek fokus op dit wat Christus vir my gedoen het, hoe meer gaan die ander goed regkom. Snap julle hom? Hoe meer ek hoor vir wie ek is, hoe meer ek hoor wat ek is. Ons het in ons huis 'n 10 beginsel gehad met my 2 dogters. Ek het dit deur die jare moes leer, ek was nie volmaakte pa van die begin af nie en ook nie nou nie. Maar ek het geleer om my kinders te 10. Ek het geleer, Meraldi laerskool, sy het my 'n nagmerrie gegee met akademie en met wiskunde veral. Ek dink sy het een keer met ietsie soos 4% gekom, jy weet. Ek het gedog, hier kom een reuse hoërskool loopbaan met haar en ek het nie gedink wat gaan ons regkry met die akademie met haar nie. Nooit huiswerk omtrent gedoen nie. Die huiswerkboeke het altyd weggeraak. Dit was die funny deel gewees. En ek het 2 keuses gehad. Een is ek kon haar die hele tyd voeter en vertel hoe sleg sy is en die ander keuse was ek kon vir haar sê jy is briljant, jy kan dit doen en ek het daai pad gekies om met haar te loop. En ek het al begin 10. Ek het vir haar gesê wiskunde, Filletjie, jy kan dit doen. Ek het net gehoop sy vra my nooit om haar te help nie want ek kon dit nie doen. Ek het iemand betaal om vir haar te vertel hoe goed sy is met wiskunde. Ek het dit al gestuur vir wiskunde klasse. Meraldi het matriek geslaag met wiskunde hoërgraad A. Wat ek vir jou wil leer vanmôre is as jy bewus word van wie jy is en wat die potensiaal is wat binne in jou is, gaan dit begin van self gebeur. Dan sit sy daar met 'n wiskundesom en dink ek, dis middernag in my hart. Dis sê sy vir my pa, hier is 'n filletjie. Sê ek, okay. Verstaan julle wat ek sê? Ons moet leer wie ons is. Weet jy wat? Jy gaan begin dinge wen wat jy gedink het, jy gaan nooit oorwinning in beleef nie, want jy begin word wie jy is, omdat jy glo wie jy is, nie omdat jy doen nie. Want die geloof werk die dade, nie die dade die geloof nie. Het julle hom? Juis om hierdie rede, moet julle alles in julle vermoë doen. Hy sê dan sal geloof jou leefstyl laat verander. Hy sê 'n goeie leefstyl bring weer mee dat jy God beter leer ken. Hier is die ding. Hoe meer ek bewus is van God, hoe beter leer ek hom ken. Ek en Janet ken mekaar seker nou so amper 6 jaar. En ons is amper 5 jaar getroud. En ek het gedink ek ken haar. Maar ek het haar toe ons getrou het ek haar geken. En ons is nog steeds getrou. Glo dit as julle wil. En hoe meer ek langer ek met haar getroud is, hoe meer goed leer ek van haar ken. Ek weet al as sy op 'n sekere manier dinge doen, dan weet ek sy kry swaar en ek leer al hoe meer goed van haar ken en meer fasette van haar ken. Was ek en sy of is ek en sy al 5 jaar getroud? Ja. Jy gaan beter God leer ken. Jy is sy kind, jy's wedergebore. Maar hoe meer ek van hom bewus word en hoe meer hy in my werk, hoe beter leer ken ek hom. Snap julle dit? Is ons getroud, ek en God? Ja, verseker. Is ek sy kind? Baie beslis. Is ek geregverdig deur sy bloed? Verseker. So hierdie selfdissipline bring weer mee dat 'n mens kan uithou en aanhou. Hierdie selfdissipline elke keer
om te vertrou op hom. Dis die selfdissipline wat jy moet hê. Ek het die selfdissipline om op hom te vertrou, om die wisdom te hê, om die regte besluite te neem. Ek het die selfdissipline moet ek oefen om op hom te vertrou, om vir my die uitkoms te gee. Dit bring mee dat jy kan aanhou en uithou. En hierdie volharding loop uit op 'n lewe wat naby aan God is. Hierdie volharding van nie werke nie, van afhanklik wees van hom. Hy sê Christus in jou is die hoop dat jy die hemelse heerlikheid sal kry. So die fokus op Christus in my maak dat ek dit maak. Is julle by my? Die moeilike goed verander. Hoe meer ek op God gegrond is en in Christus gegrond is in my denke. Hierdie bewustheid van Christ in my, hierdie bewustheid van Christus leef in my, hierdie bewustheid van wie ek regtig is, word vir my 'n natuur. Nou hierdie ding van natuur is ook 'n abstrakte begrip. Dit word vir my dan natuurlik om sekere goed te begin doen. Christus in my, hierdie bewustheid maak dat ek die goed van self begin doen. Jou lyf gaan sukkel. Ons sukkel om hierdie lyf te kry om alles te doen wat God wil hy moet doen, want hierdie lyf is bloot 'n erdekruik wat stikkend is, maar ons laat sy heerlikheid skyn. Dis hy wat die heerlikheid doen, dis nie my lyf wat dit reg kry nie. En nou kan ons wegkom van al hierdie predikante met hulle mooi kleertjies en togas en moois en Batman pakkies en alles. En ons kan rustig raak binne in ons en ons kan verstaan, weet jy wat, ek beleef dalk meer van Christus in my as mense wat uiterlik die ding doen. Is julle by my? Hierdie mind of Christ kyk anders na die lewe. Want as ek uit myself na die lewe kyk, raak ek benoud. Ek weet nie van julle nie, as jy die goed sien wat ek party dae sien en party dae beleef, dan vang dit my, dan dink ek, miskien is dit tyd vir my om te quit of weg te hardloop. Ou beleef daai goed. Die mind of Christ reageer anders. As ek in Christus begin respond, dan reageer ek in moeilike tye en in moeilike omstandighede anders. Ek dink hier's die belangrike ding. Ek dink die meeste van ons verstaan wedergeboorte. En as jy dit nie verstaan het nie, na vanoggend bid ek dat jy dit verstaan. Die meeste van ons glo dat ons wedergebore is. Die meeste van ons glo dat ons sy kinders is en sal amen sê as ek sê, weet jy dan nie dat jou lyf is 'n tempel van die Gees van God nie. Die meeste sal dit sê. Weet jy waarvan die skeiding plaas? Is in ons denke. Want dit is in ons denke wat ons begin wonder waar's God en ons begin dink ons kan dinge self uitsorteer en ons in ons denke, en dis hoekom Paulus sê ons moet hernuwe word in ons denkpatroon en veral moet ons hernuwe word in ons denke oor Christus en ons moenie in ons denke geskei word nie. En hoe meer ek in my denke op hom fokus, is sy genade in my in die werk en kan sy genade dit bereik wat hy wil doen, dit wat hy voor die grondlegging bepaal het, dat ons een sal wees en saam sal wees. En hoe meer word ons wie ons is in hom. Dis iets wat van self gebeur, daar's sekere dinge wat net skielik in plek gaan kom. Ek wil met julle 'n beeld deel wat ek al by X30 gedeel het en in die gemeente in die verlede gedeel het, maar ek weet almal is nie altyd daar nie, so ek wil dit met jou deel. Ek en jy moet intentioneel oefen om ons fokus op Christus in ons te plaas. Nou hoe doen ons dit? Nou sal julle onthou, ek het verwys al na Kolossense 2, daar het in die Ou Testament goed gebeur, soos die tempel was die plek waar God sou wees, dit was 'n prentjie van dit wat sou kom, Christus in ons. Okay? So is daar sulke beelde, daar's baie sulke goed wat ons uit die Ou Testament kan uithaal en dan sê dit is vervul. Kolossense 2 sê dis vervul, ons hou nie meer die feeste nie, ons doen nie meer die goed nie, want die volmaakte Christus het klaar gekom. Afgehandelde werk. As jy die feeste hou, sê jy dit moet nog kom. Okay. Want ek sien daar's 'n beweging in baie kerke om weer feeste te wil hou. Al fees wat ek vier is, dis 'n afgehandelde werk. Christ is in me. Okay. So nou is dit. In die tyd wat die Israel uit Egipte uitgegaan het hulle aan God se teenwoordigheid getwyfel.
Dis vir my crazy, as jy daaraan dink, ek sou ook seker getwyfel het, maar imagine, jy's in die woestyn en jy drink water. Elke oggend is daar vir jou McDonald's. Jy weet, elke oggend kry hulle ontbyt, en kry brood, en kry kos, en kwartels hardloop daar rond. Dink aan, 4 miljoen Jode kos te gee. Het julle al gedink hoeveel kos dit is? It's crazy. Elke dag, hoor nou die sigbare teken, elke dag is daar 'n wolkkolom. Hulle het nie geskroei, hulle het nie getan in die woestyn nie. Daar was 'n wolkkolom wat hulle beskerm het. Weet julle hoe koud word dit in die woestyn in die nag? Elke aand was daar 'n vuurkolom, 'n heater wat hulle warm gehou het. Dan sê hulle nog steeds, daar's nie 'n God nie. Julle lag, jy sou dit ook gedoen. Want ons het nie hierdie fokus nie, ons het nie hierdie prentjie nie. Dit was 'n prentjie van dit wat sou kom. Ek gaan altyd by jou wees. Maar in hierdie by jou wees, gaan ek in jou praat. En in hierdie praat, gaan jy begin doen. En in hierdie doen, gaan jy my ontdek. En in hierdie ontdek, gaan jy die geloof ervaar van 'n God wat verhouding met jou het, wat jou help om hom happy te maak. Dis amazing grace. En hier begin hulle kla en hulle murmureer, hulle is nou moeg vir McDonald's en hulle is moeg hiervoor en die water is nie lekker nie. En God word kwaad, sê die Bybel, en God stuur slange onder hulle in en die slange pik hulle en 'n klomp van die Jode het gesterf en Moses raak paniekbevange en hy gaan na God toe en hy sê jy moet help, die ouens gaan dood op strepe. En God sê vir hom, Moses, maak 'n koperslang en sit dit op 'n stok in die laar, dat al die Jode kan sien. En as die slang hulle byt, moet hulle nie na 'n dokter toe hardloop of na iemand om hom uit te dryf toe hardloop nie. Moet hulle nie in paniek ingaan en wonder waar's God nie. Moet hulle nie allerlei eie planne maak om van hierdie slang byt ontslae te raak nie, want as jy dit doen, gaan jy sterf. Hy sê kyk na die koperslang en jy sal onmiddellik gesond word. Jesus sê in Johannes 3 vers 14, net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. Kyk na die lam. Kyk na Christus, intentioneel begin sê, ek vertrou op U. Nee, daar het nou weer iets in my lewe gekom, nou moet ek eers my huis gaan skoonmaak en ek moet duiwels uitdryf en ek moet 'n klomp goed doen. Nee, ek kyk na Christus. Ek is van hom bewus. Ek leef in hierdie bewustheid van sy teenwoordigheid. Hulle sê jy word oud as jy 'n storie baie keer vertel, maar ek moet hierdie ene vir julle weer vertel. 'n Vriend van my was in Holland gewees. En hy het in Walletjiestraat gaan loop. Nou as jy nou weet waarvan ek praat, moet ek vir jou nou bid, seker, ek weet nie. En as jy nie weet nie en jy is oningelig, sal ek vir jou sê, Walletjiestraat is 'n plek waar prostituie in winkelvensters staan en hulle self verkoop. En hierdie ou Hans Korenstraat is 'n sendeling daar. Nou dit maak nie vir jou sens nie. My vriend stap saam met hom in Walletjiestraat en hy sien hierdie vrouens en ek dink die eerste gedagte in sy kop is as die Here nou kom, gaan ek nie saam nie, jy weet. Eintlik moet daar vir 'n ou gebid word wat daar loop. Jy weet, ek meen, wat maak jy in Walletjiestraat? Hierdie ou voel jouself. Jy kan nie evangelisasiewerk daar doen nie. En my vriend sê vir Hans Korenstraat, hy sê vir hom, don't you sense the presence of demons? En Hans Korenstraat antwoord my met hierdie profound woorde wat my lewe vir altyd verander het. Hy sê, no, I sense the presence of God. Jy sien ons leef in 'n nuwe godsbewustheid. Wanneer dinge rof gaan om ons, kyk ons na die lam, ons kyk na Christus, ons is van hom bewus. Hy maak dat ons die regte besluite op die regte oomblikke neem. Hy maak dat ons die regte uitkyk op die lewe het, want hy help ons om God happy te maak. Is dit alles in die skrif vanmôre gewees? Elke ding wat ek nou sê was in die Bybel. Hoor nou wat sê Hebreërs vir ons in Hebreërs 8:12 vers 2. Hy sê, let us fix our eyes on Jesus, who is the author and the perfecter of our faith. Hou jou oë gefestig op Jesus. Hy is die een wat die geloof vanmôre in jou hart sit, dat jy dit kan maak.
Maar dan kom hy en hy sê ek gaan dit vir jou klaarmaak. Hy gaan die werk wat hy in jou begin het klaarmaak. Hy skryf nie net die geloof vanmôre in jou hart of in jou denke en sê jy kan dit doen nie. Hy sê ek gaan jou help. So ek en jy moet een ding doen. Ons moet alles insit, alles inspann op ons oë net op hom te hou. En die vrug sal dan van self na vore kom en ek gaan oor 2 weke daaroor praat. He who for the joy set before him endured the cross. Wat was die joy wat voor hom geplaas was? Om in jou te kan wees vir die res van jou lewensdae, vir altyd. Dis die joy wat hy gehad het. Hy het geweet, God het beplan voor die skepping het God beplan om in hierdie intense intimiteit met ons te lewe. Scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. En hier's die ding. Terwyl jy werk, staan jy, loop jy, hardloop jy. Maar as jy klaar gewerk het, gaan sit jy. And he sat down at the throne of God. En hy sê vir God, afgehandelde werk, prys is betaal, my gees is uitgestort, en al die potensiaal van wat God wil hê moet wees, is in jou gebore deur wedergeboorte. Ons kan dit begin leef, en ons kan dit begin doen. Ons gaan nagmaal gebruik, Lizzie, as julle vorentoe kan kom. En ek wil afsluit met hierdie vers, Psalm 34 vers 6. Hulle wat opsien na hom, sal straal van vreugde. Op hulle gesigte is daar geen skaamte nie. Hulle wat opsien na hom, sal straal van vreugde. Op hulle gesigte is daar geen skaamte nie. Kyk vir my. Hulle wat opsien na hom, hulle wat kyk na hom, na die lam wat vir jou 'n prys betaal het, sal straal van vreugde. Stel jou gesig in kennis. Ek is wedergebore. Ek is sy kind. Hy woon in my. Weet jy wat sy sekuriteit is dit? Dis die hoop sal ek maak. Dan hier groot ding. En daar is geen skaamte nie. Vanmôre 'n prentjie waar Jesus deur sy bloed 'n lyn trek. En vir jou vanmôre sê geen skande meer. Want baie van jou gedrag en van jou besluite is bepaal deur die skande van die verlede. En hy sê geen skande meer nie. En as jy dit in geloof vanmôre aanneem, is daar hierdie vrymakende krag van die waarheid van God se woord. Wat dit vir jou 'n werklikheid op elke terrein in jou lewe sal maak. Mag God jou seën met hierdie wete. Christus is in my. En hy is die hoop dat ek dit gaan maak. Amen.